Dankie vir hierdie tyd net in die teenwoordigheid. Dankie dat U hier is, Here, om ons aan te raak. Dankie net om met 'n soet stem te sê, Jy is myne. Jy is belangrik. Ek is lief vir Jou. Jy is my kind. Jy behoort aan my. Dankie, Koning Jesus. Dankie vir wat U vir ons aan 'n kruis gedoen het, sodat ons hier kan wees. Dankie, Here Jesus. Amen, amen, amen. Dit wil nie klaar maak nie, dit is so awesome, dit is so wonderlik. Baie dankie julle, julle kan julle sitplekke neem. Ek is nou so bly, ek het nie een van daai krone op my kop gesit nie, want dat julle gedink die koning is hier. Hulle het vir my gevra, wil jy 'n kroon hê? Toe sê ek gelukkig nee. Kusjewon. So ons begin hierdie naweek met 'n nuwe reeks. Ons wil graag nader beweeg aan Jesus se kruisiging. Een van die dae gaan ons bietjie gesels oor sy kruisiging en sy opstanding. Soos op pad soontoe. En dit ons nogal gedink, hierdie gaan dalk 'n goeie reeks wees om te praat oor gekroon. En ek gaan vanaand met julle bietjie daaroor gesels. En ek gaan vanaand wegspring sommer by die heel eerste koning. En ek gaan nie vra dat julle dit hoef uit te skree nie, dink so net bietjie by jouself. Wie was die heel eerste koning gewees? Dink gou bietjie of jy kan dink, die heel eerste koning. So ons gaan gou 'n bietjie vanaand kyk na hom. En ons kyk hierso in Genesis 10. So julle kan gou vir my opsit. En hy begin, hy sê hierso, hy sê in vers 6, Gam, nou Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. So Gam se kinders was Kus, Egipte, Put en Kanaan. Nou, ek verstaan nou nie, ek verstaan nou waar die Put en die Kus vandaan kom, maar in elk geval Kus was ook die pa van Nimrod, die eerste groot heerser op aarde. Soos jy gesê het, koning Saul, dan was hy nie heeltemal verkeerd nie, want Saul was die eerste koning oor Israel. Maar Nimrod was die heel eerste koning van die wêreld gewees. So dit is waar alles vandaan kom van hierdie ouetjie, Kus se seun. Die Here het hom as 'n uitstekende jagter beskou. Ek gaan net 'n bietjie meer oor sê. Hy sê, die Here het hom as 'n uitstekende jagter beskou. Vandag nog praat die mense van 'n goeie jagter as iemand soos Nimrod, wat die Here as 'n uitstekende jagter gesien is. Nimrod se magtige koninkryk het uit Babel, en ek wil hê julle moet daai een onthou, gaan julle net nou vra, wat is daai een se naam? Eerst ene Babel, en dan, vergewe my as ek nie daai naam reg uitspreek nie, Erik, Akkad, Kalnei, almal in Sinar geleë. Uit hierdie volke het die Assiriese ryk gegroei. So as jy wil gaan kyk, waar was Nimrod se koninkryke? Dit was die hedendaagse Irak gewees. So ons weet nou van Iran en ons hoor wat daar gebeur. So langs Iran is Irak, en dit is waar al hierdie dorpe was. Nou Nimrod het ook vir Nineve, Rehoboth en Kalag gebou. Hy het al hierdie stede gebou. Hy was 'n groot koning gewees. Nou ek het vir Ai gevra, om vir my net 'n prentjie te skep. Julle kan daai prentjie opsit. En hy gooi toe vir my nou hierdie prentjie op, om net vir my, dit is dalk hoe hy sou gelyk het. Niemand was daar nie. So ons weet nie of dit hy was nie, maar dit kan dalk hy gewees het. So, koning Nimrod, nee, nou hier sien ons vir ou koning Nimrod, die eerste heerser, die eerste koning van die hele wêreld, of die bekende wêreld, van die destydse wêreld. Nou is baie interessant dat die Bybel praat, want hy was 'n goeie koning, hy was 'n magtige koning, hy was 'n brawe koning, hy het deursettingsvermoë gehad, hy het groot goed gedoen. Hy het lande in besit geneem. Hy was nie 'n dom koning gewees nie. Koning Nimrod, hy was 'n groot, sterk koning gewees. Maar hy was nie 'n godvreesende koning nie. Hy het nie van God gehou nie. Die God van sy voorvaders het hy verafskie.
En nog steeds kyk God na Nimrod en sê, hy is 'n goeie jagter. Jy moet seker ietsie kry. Maar weet jy wat vir my, daai sin was vir my so mooi toe ek dit lees. Dit het regtig my hart gegryp toe ek dit lees, en ek lees God praat oor hierdie man, wat eintlik niks van hom hou nie. Wat niks met hom te doen wil hê nie. En God kyk na hom, en hy kan nog steeds iets moois gaan haal uit sy lewe uit. Dit was my so mooi. Jy weet, God kyk na jou, hy kyk na my, nê? En hy kyk verby al daai issues, al daai goed wat ons aanvang, en hy kyk na daai een ding, daai twee goeders, en hy sê, wow, dis wie jy is. Jy is so mooi vir my, jy is so amazing, jy is so uniek, jy is so wonderlik. En hy kyk deur al daai goed na jou, en hy sê, jy is amazing. En hy kyk na hierdie ou, en hy sê, jy is so wonderlik. Interessant dat toe ons in die preekspan bietjie gesels, en ek sê ek gaan oor koning Nimrod praat, toe neem iemand maar as Nimrod nie eintlik is dit nie eintlik iemand, weet ons gee 'n naam vir Nimrod vir 'n ou wat baie dom is, weet die idioot, die stupid ou, ekskuus. En so rukkie terug kyk ek 'n Amerikaanse movie, en in die movie gebruik hulle toe vir 'n dom ou die naam Nimrod. En ek dink toe by myself, jy weet, is dit nie hoe ons is as mense nie, nê? Hierdie magtige koning Nimrod, maar ons gebruik sy naam. Weet, en ons spreek dit uit asof dit 'n grap is, 'n van naam. En dis interessant hoe ons werk, nê? Dis interessant hoe ons werk met weet leiers, met heersers, met konings. Ons het weet ek kyk bietjie in die week vir die Amerikaanse nuus, en dan kyk ek hoe werk hulle met hulle leiers, en hoe werk hulle, en in ons land ook, weet ons, ek kyk hoe werk ons met leiers, kyk hoe ons baie keer hulle afbreek, nê, en ons sê goed oor hulle, en ons het van die name wat ons vir leiers het, en ons breek hulle af. Weet, ek is eendag by 'n vriend, en hy sê, hulle het 'n nuwe hond gekry, en hy wil gou die hond vir my wys, en ons gaan so uit, en hy skree, Caesar! Caesar! Nou jy weet, as jy Caesar, dan behoort die groot bulldog, of 'n Rottweiler of 'n ding te wees, nê. So ek verwag hierdie groot hond wat hier aangehardloop gaan kom, en hier kom hierdie klein Doberman pinchertjie, nê, daai klein keffertjies kom aangehardloop, en hier Caesar, en ek soos in my magties, het jy net 'n halwe hond gekry? Hoekom het jy nie 'n hele hond gaan koop nie? Ons doen dit, nê. Ons gebruik hierdie wonderlike koning se name, en ons maak jokes daarmee. Ek eet 'n Caesar salad, imagine dit. Of ek gaan na Napoleon se pizza plek toe. Ons het al hierdie wonderlike konings, en ons breek hulle af. Maar God kyk na ons, en hy kyk en hy sê, weet jy, jy's spesiaal. Maak nie saak wie of al vir jou iets sê nie, jy's spesiaal. Nou vanaand wil ek nou oor nog 'n koning gesels. Ek wil hierdie twee konings so 'n bietjie vergelyk, en bietjie oor hulle gesels. En die tweede koning kry ons hier in Lukas 1, vers 30 af. Hy sê, die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. So 'n bietjie gesels oor koning Jesus. Nou hier is baie interessant, eintlik kan ons nie vir Nimrod en Jesus langs mekaar sit nie. Ons kan nie, maar ons gaan dit draai vanaand doen. Want hierdie Jesus waarvan hierdie gedeelte praat, wat dan terugkom, nie net as koning van Dawid, hy kom terug as die koning van die hele wêreld. Hy is die koning van die hele wêreld. En dit was vir my so amazing om te dink, en ek dink bietjie daaroor. Jy weet, hy gaan nie eendag die koning van die wêreld wees nie. Hy's klaar die koning van die wêreld. Toe die wêreld begin het, toe hy by die begin en die ontstaan van die wêreld was hy die koning van die konings en die Here van die Here. Hy is nou die koning van die konings en die Here van. Hy gaan
die koning van die konings, en die Here van die Here wees. Dis wie hy is. Ons kan dit nie wegkry van hom nie. En hierdie koning is so wonderlik en so amazing en interessant hoe die wêreld met hom maak, nê? Dat sy naam word eintlik 'n spotnaam. Eintlik 'n vloeknaam. Kyk wat doen die wêreld, selfs met hierdie Jesus, nê? Ons gaan net ook 'n bietjie verder kyk wat het die wêreld met hom gedoen. Nou as ons bietjie gaan kyk net en ons wil 'n bietjie 'n vergelyking, julle het nou die image daar van Jesus, dit is vir my so mooi, die koning van die konings en die Here van die Here. Nou as ons 'n bietjie 'n vergelyking wil maak tussen hierdie twee, dan sien ons in die eerste plek dat Nimrod was 'n jagter gewees. Die Bybel sê dit. En God sê ek sien dit, hy's 'n goeie jagter. Maar Christus is 'n herder. So Nimrod dryf uit mekaar. Nimrod is besig heeltyd om te jag en chaos te veroorsaak, maar Jesus is besig om mense saam te bring. Hy sê dat mense gaan na my stem luister en hulle gaan my volg. En die prentjie wat ons kry is die prentjie in Israel, wanneer die herder loop, dan loop die skape agter hom aan. So 'n paar jaar terug lees ek 'n interessante artikel, die vrou skryf en sy sê, sy lees oor hierdie gebeure, sy lees oor in Israel, hoe die skape die herder volg, en wanneer die herder opstaan en hy begin terugstap na die stad toe, dan volg die skape hom, en hy loop net outomaties agter hom aan. In die oggende as hy uitgaan na die veld toe, dan loop hy net voor en die skape volg hom, en sy wil dit so graag sien, en sy het begin spaar, en na 'n paar jaar het sy genoeg geld, en sy kan Israel toe gaan, en sy is in Israel, en sy leef alles, en hulle kom net so voor die einde van haar toer, by hierdie klein dorpie, en so voor die bus by die dorpie inry, sien sy 'n trop skape, en dadelik onthou sy die prentjie, en sy is so opgewonde, hier gaan ek dit nou voor my eie oë sien, hoe die skape agter die herder aanloop, maar al wat sy sien, is 'n herder met 'n sweep in sy hand, en 2 honde wat die skape se boude so byt, en sy kan dit nie glo nie, hy slaan die skape, en die skape hardloop voor hom uit na die dorp toe, en sy is heeltemal hysteries, sy vra vir die busbestuurder, sy sê, wat gaan nie aan? Ek tog die herder loop voor, en hy lag vir haar, hy sê, mevrou, dis nie die herder nie, dis die slagter. Hy vat die skaap om hulle te slag. Sy sê, dis Nimrod. Hy was so ou gewees. Hy was die hele tyd besig om te fight, dood te veroorsaak. Maar Jesus is ons herder. Hy is die koning wat by mekaar maak, wat sy mense liefhet, wat omgee vir sy mense. Die volgende een nou is baie interessant, is dat Nimrod in sy naam beteken rebel. Nou ek dink as jy jou kind rebel noem, moenie verwag dat hy nie 'n rebel gaan wees nie. Hy was rebel van die begin af gewees. Sy naam beteken rebel. En hy het teen alles gerebelleer, en selfs teen God. Maar ons lees dat Jesus is die verlosser. Toe Jesus die kans kry om te rebelleer, die paar kere wat hy, die een keer wat hy in die woestyn is, en hulle vir hom sê, maak brood van hierdie klippe, toe sê hy, nee, ek gaan nie. Sê, spring van hierdie gebou of die engele sal jou dra, toe sê hy, nee, ek gaan nie. Toe Jesus in die tuin is, toe sê hy, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nie my wil nie, u wil. En hy luister vir die Vader. Hy is die verlosser wat gekom het om ons te verlos. Hy het nie gekom om ons skade aan te rig nie. Hy het nie gekom om oor ons te heers met 'n ysterjuk nie. Hy het gekom om in liefde en vrede oor ons te heers. Dan die volgende ene. Hierdie was baie interessant en ek wil julle met vir my die prentjie gou weer opsit van yes, daar is hy. Nou dis my baie interessant, so ek het vir AI gevra om vir my 'n prentjie te maak, en toe op AI se eie, toe sit hy vir my daar 'n gebou, sien julle daar aan die linkerkant, in die hoek is daar 'n gebou. Nou daai gebou is die toring van Babel. Nou wat was daai dorp se naam wat ek gevra het julle moet onthou? Babel. Hy was die koning van Babel. Nou hulle beweer dat hy was die ou wat dit geïnisieer het, dat die toring van Babel, omdat hy so teen God gerebelleer het, was hy die ou wat gesê het, kom ons bou 'n toring, sodat ons kan opklim na God toe.
En hy het hierdie toring geïnisieer. Nou as jy gaan kyk na ligfoto's en jy gaan kyk oor die stad Babylon, heiliglik, dan sal jy die fondamente van daai toring nog steeds sien. Dit is nog steeds sigbaar. Hierdie toring wat hy laat bou het, want hy was so teen God. Hy wil eintlik God wees. Hy wil eintlik opklim en God wees. Hy het 'n storie gebruik om te sê, miskien kom daar weer 'n vloed. So kom ons bou hierdie groot gebou, so as daar weer 'n vloed is, dan kan ons hier inhardloop en beskerm wees. Maar eintlik wat hy wou doen is, hy wou opgaan en hy wou God word. Hy wil by God uitkom. Maar Jesus het nie 'n toring kom bou nie. Jesus het vir ons 'n leer gegee. Ons lees dit hierso. Ons lees eers die storie van die leer. Kan nou weer die volgende ene toe, daar sê. Die volgende ene. Sien Jakob. Jakob het gedroom. 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af hierdie leer. So Jakob het droog gemaak. Hy vlug vir Esau. Hy hardloop weg. Is op pad na sy oom Laban toe en hy gaan lê en slaap en toe hy lê en slaap het hy hierdie droom en hy sien dat daar is 'n leer en hierdie leer raak in die hemel en God is bo hierdie leer en ons engele wat op en af beweeg en net so rukkie daarna het een van hierdie engele hom geslaan op sy ook en hy sien hierdie leer en hy sien eintlik die Ou Testamentiese teologie van ons gaan draai opklim na God toe. Ons gaan elke dag probeer om by hom uit te kom en dan niks gaan goed genoeg wees nie. Ons gaan nooit eintlik daar uitkom nie. Maar jy sien Jesus kom en hy bring 'n ander leer. Johannes 1 vers 51. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle. Julle sal die hemel oop sien en julle sal die engele van God sien op en af klim na die seun van die mens toe. Sien julle die leer is omgekeer? Eintlik nie die leer is omgekeer nie. Christus is nie nou bo nie, hy's onder, hy's hier. En ja, hy sit op die oomblik aan die regterhand van die Vader, maar hy het sy gees agtergelos. Sy gees is hier. Hy het nie net sy koningskap geabdikeer nie, hy het dit gegee vir die Heilige Gees en vir ons hier op aarde, om saam met hom te regeer. Vandag is hy saam met ons. Ons hoef nie meer op te klim nie. Ons hoef nie meer te sukkel om na hom toe te gaan nie. En iemand skryf het, iemand praat so mooi daaroor en hy sê dat Christus word die leer. En iemand het, ek weet of julle nou daai prentjie het, dis daar sê. So iemand het hierdie kunststuk gemaak en die stuk se naam is die kruisleer. En julle sien vir Christus op hierdie leer, want hierdie leer is nie meer nodig om geklim te word nie. Christus het vir ons gesterf. Hy het gesterf. Dis nie meer nodig om te probeer opklim nie. Dis nie meer nodig om te probeer by God uitkom nie. Ek bedoel, jy bedoel soos om te klim teen 'n leer nie. Want hy is by ons. Ek kom by hom uit deur net in my binnekamer te gaan sit. Ek kom by hom uit deur net om hom te praat. Ek kom by hom uit deur net tyd met hom te spandeer. Ek kom by hom uit wanneer ek deur die blaaie van die Bybel lees. Dan kom ek by hom uit. Ek het nie meer nodig om te probeer opklim nie. Nimrod bring 'n toring. Maar Jesus is die leer. En die tweede laaste een waar ek wil gesels. Ek wil net eers hierdie noem. Hy sê, behalwe iemand het dit geskryf, behalwe vir die kruis is daar geen ander leer waarmee ons na die hemel kan gaan nie. Dit is my so mooi. So in die Nuwe Testament, in ons tyd wanneer ons vandag leef, is daar nie 'n leer nie. Ons het nie 'n leer nodig nie, ons het Jesus. My tweede laaste punt waar ek wil gesels is die baie krone teenoor die doringkroon. Jy sien, Nimrod het baie krone gedra. Elke land wat hy in besit neem, het hy daai koning oorwin en het daai koning se kroon gevat. Hy het baie krone gehad. Hy het nie net een gehad nie, hy het nie daai een gehad met die horings nie. Hy het verskillende krone gehad. Interessant, Jesus kom aarde toe, die koning van die konings. En die mense gee vir hom 'n doringkroon. Kom ons lees dit hierso in Matteus 27. Hy sê, hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet die koning van die Jode.
Nee, gaan vir my terug. Ons groet die koning van die Jode. Ons sien dat hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op Jesus se kop. Dit is baie interessant, want hulle sê toe Adam en Eva moes uit die tuin uitgaan en hulle moes nou landerye gaan maak en goed, sê hulle dat hulle moes, daar was hierdie dorings oralste gewees, hierdie doringbosse, en nou nog as jy in Israel kom, is daar oralste hierdie doringbosse, en hierdie doringbosse is vir die Israeliete, die Jode, 'n teken van die vloek, wat op Adam en Eva gekom het. En dit is interessant, want hierdie doringkroon word gevleg en op Jesus se kop gesit. En eintlik sê hulle dat hy word 'n vloek, sodat ek en jy die geseënde van God kan wees. Hy hang aan 'n kruis, want die Bybel sê ook, vervloek is hy wat aan 'n hout hang, wat aan 'n kruis hang, maar hy doen dit, sodat ek en jy die geseëndes van God kan wees. Maar sien, hierdie Jesus gaan eendag terugkom met Openbaring 19 vers 12. Sy oë was soos 4 vlamme wat alles sien. Sy kop was vol krone, soos heersers dra. Jesus gaan ook eendag terugkom met die krone op sy kop. Nou, iemand verduidelik hierdie krone. Hy sê hierdie krone kom nie, so gee volgende een op. Hierdie krone kom nie van af 'n plek of koninkryke nie. So dis nie koning Charles wat sy kroon vir Jesus gee. Dit kom van 'n plek nie, kom van koninkryke van die wêreld af nie. Hulle verteenwoordig die som totaal van alle gesag in die hemel en op aarde. Elke knie gaan voor hom buig. Elke persoon, elke mens, elke demoon gaan voor hom buig. Hy is die koning van hemel en aarde. Dan die laaste plek, die belofte. Ek dink Nimrod het baie beloftes gemaak. Beloftes gehad vir sy volk, vir sy mense en vir die mense om hom. Maar die grootste belofte wat ons het vandag, die grootste belofte wat Jesus vir ons gee, is hier in Handelinge 1 vers 10 tot 11. Hy sê, terwyl hulle weggaan en hulle nog stiptelik na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ek wil afsluit met hierdie belofte. Jesus gaan terugkom. Hy gaan terugkom en hy gaan as koning van die konings terugkom. As die heerser van die heelal. En hy gaan kom om ons te kom haal. Hy gaan kom vir my en vir jou. Hy wil ons nie agterlos nie. Hy wil ons saam met hom vat. En ek wil vanaand dit by jou los. As jy nog nie voor daai kruis gekom het, jouself gegee het vir daai Jesus nie, vir die koning van die konings, voor hom gekniel het, voor hom gebuig het nie, wil ek nou 'n gebed doen. En in hierdie gebed wil ek jou uitnooi om nou ja te sê vir hom. Wil ek jou uitnooi om nou jou knie te buig. Jy hoef nie fisies nou op jou knie te gaan. Jy kan dit dalk vanaand gaan doen, in jou kamer, by jou bed, op jou knieë gaan en buig voor die koning. Maar miskien in jou gedagtes net te sien hoe jy voor die koning van die koning neerval en jouself vir hom gee. Kom ons sluit die oë, Here. Ons kom vanaand na U toe. Nie 'n mense koning nie. Nie 'n koning wat regeer, maar eintlik niks van U hou nie. Foute en issues. Ons kom na die koning van die konings toe, Here, en ons wil vanaand net weer opnuut voor U neerval en net erken dat U is die Here. U is ons Here. U is ons koning.
En ja, ons moet luister vir die gesag bokant ons en ons moet hulle respekteer en gehoorsaam. Maar Here, in die eerste plek wil ons U respekteer en U gehoorsaam. En wil ons net weer op 'n plek kom wat ons net sê, Here, ons aanvaar U koninkryk. Ons aanvaar dat U is 'n goeie koning. Dat U is 'n goeie herder koning. U is 'n verlosser. U het die doringkroon gedra sodat ons nie dit hoef te dra nie. U gaan weer kom in al die heerlikheid en ons wil deel wees van U koms, Here. En as daar iemand is vanaand wat U nodig het, Here, Heilige Gees, wil ek U nou vra om met daai persoon te praat. Nie te los nie, hierdie week aan te hou, Here, aan te hou. Totdat daar 'n oorgawe is. En ek wil ook bid vir ons, Here, wat hier sit. As ons iemand ken, dat ons sal aanhou torring aan daai persoon hierdie week, Here. Dat ons sal bel, dat ons sal e-pos, dat ons sal koffie drink, en daai persoon vertel van die koning van die konings. Amen.